in wese 'n tyd van hartseer. Maar as die kinders, Here, is dit die bron van vreugde, dat U, die een wat mens geword het, bereid was om ook sy lewe aan die kruis te gee, sodat elkeen van ons kan lewe. Daarom, Here, is elke Paastyd nie net 'n belewenis nie, maar is 'n herdenking van U onvoorwaardelike liefde. Here, en dit kan ons nie onveranderd laat nie. Ook in hierdie Paastyd wil ons vra, Here, dat U ons denke kom vernuwe. Ons 'n ander perspektief gee oor onsself. Dat ons opnuut, Here, kan put uit die wonder van U kruisdood. Maar meer nog, Here, die oorwinning kan leef vanuit U opstanding. Wees dan vanoggend ook met ons, U kinders. Mag U Gees in ons werksaam wees. Amen. As ons praat van wat was, dan bring dit vir elkeen van ons eie persoonlike herinneringe na vore. Want elkeen van ons het 'n geskiedenis. Elkeen van ons kyk terug op ons lewenspad en inderdaad, daar is momente wat vir ewig met ons sal bly. Wat die inhoud van daardie momente is, verskil van persoon tot persoon. Dalk is dit 'n persoon se voorreg om te sê, as ek na my lewenspad kyk, elke moment wat ek kan onthou, is 'n moment van vreugde. Dalk sit ek vanoggend en ek sê, my lewenspad het anders gelyk. Die momente wat ek onthou, was nie gevul met vreugde nie. Soms staan ek stil by momente en herinneringe in my kinderdae, ander as volwassene, ander rondom 'n bepaalde insident. Soms kan ek stil staan by my eie mens wees. Maar elkeen van ons het 'n bepaalde geskiedenis. Dinge wat was. Die belangrike is dat ek en jy die dinge wat was met 'n sekere bril, 'n sekere perspektief hanteer. En die bril, die lens waardeur ek en jy kyk na wat was, na my eie geskiedenis, is bepalend, nie net hoe ek leef in die hier en nou nie, maar is ook bepalend van wat kan wees. As jy kyk na hierdie 3 uitbeeldinge, dis 3 lense, 3 maniere, 3 perspektiewe, waardeur ek na die lewe kan kyk vanuit wat was. Die eerste een is, my lewe tot nou toe, is 'n sneeubal wat net gerol het, en al wat ek op hierdie stadium in my lewe kan doen, is ek moet hom net vashou, dat hy my nie oorweldig nie. Hy het op die oomblik nie momentum nie, maar ek moet hom net keer. Die oomblik as ek my hande afhaal, gaan hy my verswelg. Ander perspektief, dit wat met my gebeur het my letterlik oor die afgrond laat tuimel. En ek is hard besig om te probeer, ek het een hand al 'n greep, met die ander hand spartel ek, maar ek wil net weer bo kom. Ek wil net uit hierdie afgrond myself kan oplig. Dis 'n bepaalde perspektief. 'n Derde perspektief aan die regterkant. Wat was in my lewe is bagasie. En ongelukkig is dit nou maar my lot. Daai bagasie sal ek nooit kan los nie. Ja, ek kan saans as ek my kop neerlê, my bagasie langs my bed sit, maar môreoggend as ek opstaan, die heel eerste ding, ek moet maar weer my bagasie optel. Wat was, sal ek nooit van loskom nie. Ek en Mariaan
het hierdie film gekyk, ek weet nie wie van julle dit dalk ook gekyk het nie. Dit gaan oor hierdie dame, en sy het groot geword in 'n huis, waar daar gesinsgeweld was, waar pa vir ma mishandel en geslaan het. En dit was diep ingeets in haar wat was. En sy het dit saamgedra. Sy raak verlief op 'n man en net voor dinge tot trou kom, die eerste keer wat sy die slagoffer is van geweld. Sy redeneer dit weg, éventueel trou sy met die persoon, en op 'n stadium land sy in die hospitaal as gevolg van geweld in die huwelik. Terwyl hulle besig is om die ondersoek te doen, sy is vir die eerste keer reg om 'n besluit te neem om 'n saak te maak en dit nou nie net onder die kombers te hou nie. Toe sê die suster, sekere toetse kan ons vandag nie doen nie, want jy is swanger. En daar besef sy, daar's 'n nuwe speelveld. So sy besluit om nie 'n saak te maak nie, sy besluit om aan te gaan met die huwelik, die kleining word gebore, en dan is daar in die hospitaal 'n moment waar hy nou vir die eerste keer vir haar en die pasgebore dogtertjie kom kuier. Sy gee vir hom die dogtertjie, dat hy haar kan vashou, sy sê, gee die kleining terug, en toe sy haar vashou, toe sê sy vir hom, it ends with us. By my en my dogter stop dit nou. Ek gaan jou skei. Die huwelik is verby. Ek het groot geword. My wat was storie is gesinsgeweld. Maar vandag trek ek 'n streep. Dit gaan nie die wat was word van my kind, my dogtertjie nie. Sy gaan nie in so 'n huwelik groot word nie. En dis die waagmoed wat ek en jy soms nodig het en wat ons vanoggend ook saam gaan ondersoek. Want wat was, kan ons niks aan doen nie. Wat my interpretasie is van wat was, Bram het verlede week ook Romeine 12:2 gebruik. Dit kan verander. God kan my denke vernuwe oor my perspektief van wat was. Al verander die feite nie. Kom ons dink maar aan die Here se woord, Jakob. Sy wat was storie is hy's 'n bedrieër. En dan kom hy by daai moment wat hy vir 'n nag lank stoei met die Here. En daai volgende oggend, toe hy 'n nuwe naam kry, jy's nie meer Jakob nie, jy's nie meer bedrieër nie, jy's Israel, het hy hierdie besluit geneem, dit stop hier. Ek is nie meer Jakob die bedrieër nie. En hy het 'n ander bril gesit op die toekoms wat kan wees. En die geskiedenis spreek van self. Kom ons kyk na Dawid. Dawid was in 'n spiraal. Egbreek het gelei tot moord. En Nathan kom sit voor hom. En in daai moment, toe hy die harde woorde moes hoor, maar jy's die moordenaar. Jy's die egbreker. Het Dawid gesê, dit stop vandag hier. Ek gaan nie verder die slinkse koning wees, wat agter die skerms hoereer en moor nie. En hy het berou gehad teenoor die Here. Ons lees dit in sy psalms. Sy toekoms het anders gelyk. Hy het 'n besluit geneem en hy staan verder bekend as die man van God, die vriend van God. Rahab was 'n prostituut. Dit het haar lewe definieer, dis wie sy is, dis haar wat storie. En dan kry sy die geleentheid om die verspieders te huisves. En sy begin met hulle in gesprek tree. En wat sê sy vir hulle? Ek het agting vir julle God, ek vrees die handelinge van julle God. Hy's almagtig, dis hy wat die Rietsee gekloof het, dat sy volk droogsvoet skandeer.
en Rahab herdefinieer wie sy is. Sy word die instrument in God se hand met haar rooi tou, om daai verspieders se lewens te red. Besluit geneem, dit stop vandag. Saulus, fisies staan daar in die Grieks, hy het die Christene soos 'n besetene vervolg. Hy het 'n vengeance gehad. Hy het nie net vervolg nie, maar hy het 'n verneinigheid gehad, om hulle te vernietig. Dis sy wat was storie. Dis wie hy is. Op die Damaskuspad. Ervaring met die Here. Vir 3 dae stom. Die Here vra, bid vir hom, lê hom die hande op. Here, jy kan dit nie van my verwag nie. Jy weet waartoe die man in staat is. Maar Ananias luister en hy gaan lê hom die hande op. Hy kan weer sien, Saulus word Paulus. Die besetene word die mees toegewyde volgeling van die Here. Hy het sy pen 14 boeke in die Nuwe Testament. Hy het nie sy wat was storie toegelaat om sy lewe en wat kan wees te definieer. Nooit sou jy kon sê, terwyl hy voor die Damaskuspad op roete was, hierdie sal die man wees wat die meeste die Here se woord verkondig. Die meeste nalat in geskrewe vorm. Maar daar het 'n punt gekom, dit het vandag gestop. Daai oomblik op die Damaskuspad. Laaste voorbeeld uit die Here se woord, Petrus. Judas het die Here verloon. Dit sy wat was storie. Dit het ook wat kan kom gedefinieer. Daarom het hy homself om die lewe gebring. Petrus het die Here verloon. 3 maal. Nadat hy die ou was met die groot stem en die swaard in die hand, wat vir wie ook al wou luister verkondig het, ek is eintlik die ou. Ek staan agter die Here. Toe hy moet die toets deurstaan, 3 keer in 'n ry, faal hy dit. So ja, sy wat was storie is, jy's 'n verlonaar. Wanneer dit op die punt kom, het jy nie die guts om te sê, ek volg hom, hy is my meester nie, hy is my rabbi, my leermeester. Maar daar, waar hy saam met Jesus op die strand gewandel het die Here 3 keer hom herstel in wie hy was. Wat kan wees, het 'n realiteit geword. En die Here Jesus het vir hom daar gesê, jy sal die rots wees, waarop ek my kerk bou. Daar het 'n punt gekom dat hy gesê het, tot hier toe. My wat was, die feit dat ek 'n verlonaar is, stop hier. En hy het omarm dit wat die Here sê, wat gaan wees, wat sal wees, die rots, waarop my kerk gebou word. En miskien is ek en jy, in hierdie Paastyd, 2025 op hierdie punt, wat ons ook moet sê rondom, wat was in my en jou lewe, it ends here. Dit stop by my. Eenvoudige ding. Ek stap 'n pad saam met iemand. En wat was storie? Groot geword in 'n huis, sekere dinge gesien, nou doen ek dieselfde. Die bril, die perspektief, is maar in ons bloedlyn. Ons is maar so. Die slegte van die kinders begin dieselfde gedragspatrone openbaar. Met die Here se genade, die insig, dit kan hier stop. Ek kan die Here toelaat om my denke te vernuwe. Ek kan die Here toelaat om my gedrag te verander. Ek kan die Here se gees toelaat om deur iemand anders, 'n professionele persoon wat kundigheid het, my wat was storie te vat, my insig te gee, my gereedskap, tools te gee, sodat dit hier stop.
dat my kind nie dieselfde gedragspatrone in die volgende huwelik, in die volgende geslag indra nie. Dit kan enige verset van ons lewe, kan dit raak. Ek wil graag met julle vanoggend ietsie deel oor Emmy Abramson, Sweedse dame. Baie skerp, het gaan drama swat na skool, 5 tale magtig, onmiddellik begin skryf, daar's nie einde aan haar potensiaal nie, en op 'n baie jong ouderdom word sy in Wene aangestel as 'n artistieke direkteur, so regtig waar, 'n persoon wat jy sou sê, deel van die room van die Sweedse bevolking. Wil julle ook voorstel aan Wiek Kokkila, 'n student van Amerika wat besluit na skool vat ek 'n gapjaar, ek gaan Europa toe met 'n rugsak en ek toer vir hierdie jaar. En nie lank nie is die geld op en wat begin gebeur? Hy begin drank misbruik. Van die artikel sê selfs dwelms. Hy eindig as 'n volslae alkoholist en hy bly in Amsterdam onder 'n bos. Dis sy huis. Op 'n dag loop hy in die park en hy sien hierdie pragtige jong dame sit op 'n bankie. En hy gaan sit by haar. Hy vra vir haar, hoe laat is dit? Terwyl daar in die park 'n baie groot horlosie is. Sy sê na die tyd, ja, wat 'n pick-up line, met 'n horlosie reg voor jou. Maar sy sê, sy sien die man, sy ruik hom, hy stink. Hy stink van vuilheid, hy het nie skoene nie. Ons weet hoe lyk Boemelaars voete wat vir 2-3 jaar nie gewas is nie. Sy klere is verslete, sy baard. Sy sê, maar die oomblik toe sy in sy oë kyk, toe sien sy iets. En sy begin met hom gesels. En toe hy opstaan, toe sê hy vir haar, ek kry jou Saterdag, dis 5 dae later, 3 uur hier op die bankie, dan gesels ons weer. Wat is die kanse? Dat Emmy 5 dae later met Wiek verder sou gesels op die bankie in die park. Die interessante is, sy was daar. En hulle het verder gesels. Sy is terug Wene toe. En hy het gevra, gee my net jou nommer. En sy 30 geword, en die dag toe sy 30 word, toe kry sy 'n oproep. Toe sê Wiek, dis ek is in Wene, ek het geld bymekaar gemaak vir 'n treinkaartjie, ek wil jou graag weer sien. En sedert daardie dag was hulle nog nooit weer nie in mekaar se teenwoordigheid nie. Hier is hulle op 'n ontbytprogram in Brittanje, wat hulle storie deel. Die interessante is, haar ouers het die potensiaal wat sy raak gesien het, want sy sê, sy kon in sy oë sy siel sien, dat hy 'n mooi mens was. Sy humor het haar aangegryp, ten spyte van sy omstandighede. En sy sê, dan het sy onmiddellike aanvoeling gehad, maar hy's 'n intelligente man. Van haar vriende het haar geheel en al afgeskryf. Alle kontak met haar verbreek. Hulle kon nie na hom kyk deur haar oë nie. Die perspektief wat sy gehad het, was vir hulle onaanvaarbaar. Haar paale het wel 'n kans gegee, alhoewel pa ruiterlik sê, hy was bang hy maak haar dood. En haar ma het 'n ander bekommernis gehad, sy het gesê, sy was altyd bang hy steel die TV. Maar, wat begin? Hy begin swat. 5 jaar later is hy 'n meganiese ingenieur. Vandag is hy die broodwinner van hulle huishouding. Sy het die voorreg om dit wat sy die graagste wil doen, skryf, om dit te kan doen. So sy is by die huis, sy is mamma van hulle 13-jarige tweeling, en sy is voltyds aan die skryf. 2 kindertjies, Desta en Til, gebore uit hierdie huwelik.
As jy kyk na sy wat was storie, maak hierdie nie sin nie. As jy kyk na haar wat was storie, die gesin waaruit sy kom, die opleiding, die loopbaan, dan kan jy sê, ja, mens kan dink dat sy 10, 12 jaar later getroud is en 'n gesin het, maar ek dink bitter min van ons sal ruimte hê om te sê, 'n boemelaar, dwelmverslaaf, drankverslaaf, onder 'n bos, en jy kombineer hom met hierdie dame op die kruin van haar loopbaan. Dit kan net nie werk nie. Ek weet nie of enigeen van ons, as ons vanoggend 'n dogter as Emmy ons dogter was, of ons sou gesê het, my kind, doen dit. Ek dink dit kan werk. Maar die perspektief, die bril, die lens waarmee sy gekyk het iets anders raak gesien, het potensiaal raak gesien, het deur oë wat in 'n vuil gesig en baard vasgevang was, iemand gesien. Uit ons konteks, sy het gesien wie die persoon is wat die Here gemaak het, nie wat hy geword het nie. Nie sy wat was storie nie. En dan, die aanvoeling om te weet, maar hierdie is 'n mens wat omgee. Hierdie is 'n mens wat ek kan vertrou. Hierdie is 'n mens wat die pa van my kinders kan wees. Hierdie is 'n intelligente wese wat net die geleentheid moet aangryp om homself verder te neem en 'n meganiese ingenieur te word eventueel. Sy het 'n boek geskryf, How to Fall in Love with a Man Who Lives in a Bush. As jy dit wil lees, dit is interessante leesstof. En dit bring ons by onsself, ook in hierdie Paastyd. Die Here Jesus het aan die kruis gesterf. Daai gebeure, daai wat was storie in ons Christelike tradisie. Is dit 'n lens in my lewe? Is dit 'n perspektief, 'n nuwe, 'n ander perspektief, waarmee ek na myself kyk, na dit wat kan kom in my lewe? Of gaan ek maar net 2025 weer die ritueel, dis Goeie Vrydag, ons gaan kerk toe, dis nagmaal, dis Paasondag, ons vier die Here se opstanding, maar in my lewe verander niks. Ons het die geleentheid om te sê, hierdie jaar kan ek 'n ander perspektief ontwikkel, oor my wat was veral, en dit kan 'n drastiese verandering wees, oor wat voorlê, wat kan wees. Ek wil graag 3 skrifgedeeltes met jou deel. Wat was, as kind van die Here, wat is my wat was storie? Luister, elkeen van ons vanoggend, die Here het my en jou gevorm. Vir my en jou sê hy, moenie bang wees nie. Hy het reeds in die Ou Testament gesê, ek gaan jou verlos. Ek het jou op die naam geroep, jy is myne. Jy is vir my kosbaar, ek ag jou hoog, ek het jou lief. Ek gaan my seun in jou plek gee. Terug by die oë op die bankie. Dis my en jou wat was storie. Dis 'n realiteit. Hy kon niks wegvat van wat hy was nie. Maar die oomblik toe sy in sy oë kyk, het sy die potensiaal gesien. As ek in die oggend in die spieël myself sien, my eie oë, sien ek dit raak. Sien ek my wat was storie, as kind van die Here. Besef ek, dit is wat hy van my sê, elke oggend. Meer nog in hierdie gedeelte vers 18 gee die Here vir my en jou 'n lens, 'n bril, 'n perspektief, waarmee ek en jy die lewe moet benader. Een van die sterkste riglyne in die Here se woord. Moenie net aan die vroeë dinge dink en by die verlede stil staan. Hoekom staan dit reeds in die Ou Testament? Want in die moderne tyd is dit juis die ding wat die meeste mense laat struikel. Die meeste mense pootjie. En ek en jy moet eerlik wees met onsself vanoggend, of dit ook soms die ding is wat my en jou laat pootjie. Die verlede, die vroeëre dinge,
die terugdink daaraan, die in herinnering roep. Nadat die Here vroeër in hierdie hoofstuk gesê het, dis wie jy is. As ek in jou oë kyk, dis wie ek sien. Kom sê hy vir my en vir jou. As jy die lewe voluit wil leef, moet jy hierdie bril dra, stop om terug te kyk, stop om herinnering te roep, want dit het 'n verwoestende effek op my en jou toekomsstorie. Vers 19, kyk, ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom, ek maak in die woestyne pad, ek laat in die droë wêreld riviere opspring. Kragtige woorde, veral as ons dit in Hebreëus bietjie navors. Maar wat sê die Here? Hoe lyk my en jou wat kan wees? Van die Ou Testament af was wat kan wees ons nooit beskore om te weet nie. So inderdaad, as die Here dit hier sê, is dit nie vanuit die perspektief dat ek en jy weet, ons situasie verander, ons omstandighede verander, ek gaan verander my, niks daarvan nie. Daar's 3 dinge wat die Here in vers 19 vir my en jou sê, oor wat kan wees. Die eerste is, 'n kind van die Here sal leef in afwagting met 'n verwagting. Ek sal altyd met 'n verwagting die dag van môre aanpak. Die oomblik as my bril van terugkyk en herinnering roep, nie meer gedra word nie. Tweede ding, in die fisiese kan ek dit nie sien kom nie. Maar as ek my geestesoë gebruik, ek kan dit al sien kom, ek kan dit visualiseer, ek kan dit ervaar in die gees, ek sien die tekens raak. En 'n derde faset, die God wat vir my wag in die toekoms, is die God van die onmoontlike. Want dit wat hier staan, dit kan nie in die realiteit gebeur nie. Dit kan nie in hulle geharde, droë wêreld gebeur nie. As dit gebeur, is dit 'n wonderwerk. Is dit God wat die onmoontlike moontlik maak, soos die Rietsee wat gekloof is. En dis wat die Here vir my en jou kom sê in Jesaja 43. En ons gaan dit nou gedenk volgende naweek, dat die Here aan die kruis vir my en jou gesterf het. Ek gee my seun 'n plek in ruil vir jou lewe. Maar ons kan dit ook vier, dat ek deur sy opstanding nie meer in my lewe, my verlede, my wat was, hoef terug te kyk nie. Dit moenie my verder terughou nie, moenie my verder kniehalter, moenie my verder definieer nie. En wanneer ek begin vorentoe kyk, na wat kan wees, daai 3 fasette, onlosmaaklik deel maak van my lewe. Ek wil 'n verwagting hê, 'n afwagting, 'n opgewondenheid, oor wat ek nie kan sien nie. Ek wil die Here smeek om my geestesoë oop te maak, om die tekens te begin optel. En ek wil die versekering my eie maak, die God wat die onmoontlike doen, is die een wat vir my wag. Tweede skrifgedeelte, Romeine 5. Christus het op presies die regte tydstip vir ons gesterf. Hy het sy lewe vir ons opgeoffer toe ons nog in die sonde rondgelê het. Dit is totaal ondenkbaar dat Christus bereid was om so iets vir ons te doen. God het ons eerste lief gehad, daarom kan ons ook nie anders as om lief te hê nie. Wat was die feit dat God bestem het dat sy seun moes sterf? Waarom? Dat eerstens die verhouding tussen my en hom volkome kan herstel, en tweedens, dat ek 'n lewe van oorwinning kan vier. Dat ek en jy vrygemaak is, en nooit weer gebind kan word deur die krag of mag van Satan nie. En dan sê hy, wat is die bril, die perspektief? Onverdiende, onvoorwaardelike liefde. Hy het ons eerste lief gehad.
sonder dat ons dit verdien het. Ek dink onwillekeurig terug aan hierdie dame. Kan nie praat van onvoorwaardelike liefde sê om daar op die bankie gesien het nie. Maar iets van, ten spyte van wie jy nou is, sien ek iets anders. Sien ek meer. Die Here sien in my en jou meer ten spyte van wie ons is, of was, of al ooit gedoen het. Maar die wonder is, as ons praat van wat kan wees, lê in 1 Johannes 4:19. Die feit dat hy my en jou eerste lief gehad het, onvoorwaardelik lief gehad het, sy seun vir ons gegee het, as teken van sy liefde, stel my en jou in staat, om lief te kan hê. En ek en jy kan nie lief hê, as ons nie vrede gemaak het en losgemaak het, met wat was nie. As die Here Jesus gevra word met 'n strikvraag, wat is die grootste gebod? Ja, een, jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Die tweede wat hiermee gelyk staan, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Die een kom nie sonder die ander nie. Die een is amper nie moontlik sonder die ander nie. As ek myself nie lief het nie, gaan ek nie die volkome vermoë hê om ander lief te hê nie. As ek stil staan by wat was, as ek stil staan by wie ek was, wat ek gedoen het, waar ek was, hoe ek was, is ek nie in staat om myself lief te hê nie. Want kom ons wees eerlik. Terwyl Jakob die bedrieër was, moes dit moeilik gewees het om homself lief te hê. David het waarskynlik nie geslaap nie. Ek is die koning, die een wat die perfekte voorbeeld moet stel, maar ek is die een wat nie net gehoreer het nie. Ek het nog die man vermoor ook, om uiting te gee aan my drange en liste. Ek dink nie David het homself lief gehad, of kon lief gehad het, op daai stadium nie. En so kan ons aangaan. Rahab, ons weet nie wat haar omstandighede was nie, maar as prostituut, ek dink is moeilik om jouself lief te hê. Ek dink nie dit is wat was waarmee jy vrede maak, of wat ooit vir jou gemaklik is nie. Maar wat het voorgelê? En dis waar ek en jy is in hierdie paastyd, om regtig te sê, maar ek gaan 'n besluit maak. Ook rondom dit wat die Here vir my kom gee het. Die vermoë om lief te hê, ek gaan 'n streep trek en sê van hier af vorentoe gaan dit anders wees. Beginnende by myself, sodat ek dit ook oor ander kan uitstort. En die wat was, wat hier vas staan, hy het vir my gesterf. Dit was die wil van sy Vader. Hy het my vrygemaak. Ek is tot staat in 'n lewe van oorwinning. As ek myself sien, soos hy my sien. En dan, ek dink op 'n meer praktiese sy, praat die waarheid met mekaar, moenie lieg nie. Julle is eintlik soos iemand wat sy ou klere uitgetrek en nuwe klere aangetrek. Die ou klere is julle slegte ou gewoontes, die verkeerde manier waarop julle geleef het. Daarvan moet julle ontslae raak, soos van ou klere. En dis waar die besluit kom, maar meer as dit, die wegstap van wat was en anders begin doen. Die film waarna ek verwys het Ends With Us. Sy het groot geword in 'n huishouding waar pa elke keer gesê het, ek is jammer, dit sal nooit weer gebeur nie. Tot die volgende aanranding. Ek is jammer, sal nooit weer gebeur nie. En toe sy daar in die hospitaal lê, wat was die eerste woorde wat hy vir haar gesê het? Ek is jammer, kom terug huis toe. Dit sal nooit weer gebeur nie. En daar het sy gesê, it ends with us. Sy en haar dogtertjie. Dit gaan inderdaad nie weer gebeur nie. Maar elke keer kom sê my man vir my, hy het sy ou klere uitgetrek. Net om agter te kom, hy het dit weer aangetrek. Wat sê hierdie gedeelte? Moenie lieg nie, praat die waarheid, trek dit uit of nie.
Want as ek my ou klere uittrek, my wat was agterlaat, is dit die begin van 'n nuwe, skoon begin. Ek kan nie elke keer teruggaan nie. Dawid het nooit weer teruggegaan nie. Nooit weer oorspel gepleeg nie. Nooit weer iemand ter wille van sy eie drang en lus te laat vermoor. Saulus, wat Paulus geword het, het nooit teruggegaan in sy ou weë en weer Christene begin volg nie. Die ou klere is uitgetrek. Ou gewoontes, ou manier van doen, ou manier van dink. Vers 10. God het egter vir julle 'n nuwe stel klere gegee. Hierdie klere maak julle heeltemal nuut. Dit bring julle al hoe nader aan God. Julle leer hom al hoe beter ken. Hoe beter julle hom leer ken, hoe meer word julle soos hy. So kom julle al hoe nader aan die doel waarvoor God julle gemaak het. God het ons gemaak om almal soos Christus te wees. 'n nuwe perspektief. Ek gaan my nuwe klere aantrek. Wat doen daardie klere? Die eerste ding wat dit doen, dit bring my nader aan God. My denke, my gedrag, my doen en late verander. Hoe verander dit? Om meer en meer soos hy te word. Die laaste gedeelte, hier in vers 10. God het ons gemaak om almal soos Christus te wees. Dis my een van die mooiste verwoordings van wat is my doel op aarde? Hoekom is ek 'n beelddraer van God? Hoe is ek 'n beelddraer van God? Waarom het God my op hierdie aarde geplaas? Die feit dat ek en jy in unieke omstandighede is en leef, in unieke verhouding staan, werkskring en. Hier gee die inhoud aan daai, hoe ek daar is. Hy het my gemaak om soos Christus te wees. Meer en meer. So ja, vanoggend, as ek vanoggend sê, Here, ek wil 'n nuwe kleed aantrek. Wat is my verwagting as ek dit vir hom sê? Ek wil opnuut net nader aan U kom. En dan, my denke, my gedrag, my doen en late, my maniere, my gewoontes, ek wil dit verander na U gedrag, U denke, U gewoontes, U manier van doen. En ja, ek en jy is nie volmaak nie. Ons sal nooit op 'n punt kom dat ek en jy soos die Here kan optree nie. Ek sal nooit die vrymoedigheid hê wat van ons Bybelskrywers gehad het om te sê, doen julle maar net soos ek doen, want dis die regte manier van doen. Hulle moes baie naby aan die Here geleef het. Maar in my sondige vel sien ek nie kans om te sê, doen maar net soos ek doen nie. Want dis die regte manier, is presies soos die Here dit sou gedoen het nie. Maar dis my strewe. En dis waarna ek en jy moet op pad wees. Wat kan wees in my en jou lewe? Dat my gedrag, denke en alles meer en meer kan word soos hy. Dan dra ek nuwe klere. Baie dinge kan verander as ek en jy nie bly vashou aan wat was nie. Maar ons het nie net 'n ander perspektief nodig nie. Ons het 'n totaal nuwe perspektief nodig. Hierdie 3 teksgedeeltes, vat dit hierdie week, Jesaja 43, Romeine 5, Kolossense 3. En in jou stilte tyd, alleen met die Here, tree in gesprek met hom oor wat was in ons eie lewe. Maar ons kry 'n nuwe, 'n ander perspektief oor wat kan wees in my lewe, wat ons ook in hierdie Paastyd wil vasmaak om te sê, Paastyd 2025 was 'n moment wat ek gesê het, it stops here.
daar gaan 'n nuwe seisoen wees. Wat kan wees, kan anders lyk. Hemelse Vader, of dit my menswees, my geaardheid, my familietrekke is, wat my vashou. Of dit my gesinsomstandighede was, toe ek opgegroei het, Here, of dit my werksituasie is, of dit my finansiële posisie is, of dit die onverskrokkenheid en onbesonnenheid van my jeug was, of dit 'n enkele insident was wat groot hartseer gebring het, ook vir ander. Here, of dit verslawing is, ja, ons elkeen het 'n wat was storie. Maar vanoggend wil ons dit vir U kom gee. Die een wat ons gemaak het, die een wat ons hoog ag, die een wat vir ons gesterf het, die een wat vir ons lief is, onvoorwaardelik, die een wat sê, jy het nou die vermoë om lief te hê. Ja, Here, ons wil vanoggend kom en sê, klee my opnuut. Ek wil my ou klere uittrek in hierdie Paastyd. Ja, Here, in besonder wil ek sê, ek het 'n nuwe stel klere en ek wil dit elke dag met waardigheid dra, om meer en meer te wees soos U. Amen.